Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag deel ek met u 'n gedagte, die Heilige Gees se voorbidding. Ons lees in Romeine 8 vers 26 en 27. Net so kom die Heilige Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Christus en die Heilige Gees verstaan ons stryd in hierdie lewe, en daarom bid die Heilige Gees voortdurend vir ons voor die Vader se troon. Dit is vertroostend om te weet dat ons 'n vriend het, iemand aan jou kant, te midde van die lewe se vele moeilikhede en stresvolle tye. In die regswêreld argumenteer 'n prokureur formeel jou saak wanneer jy 'n geregtelike of finansiële dispuut moet besleg. Hierdie konsep van 'n vriend en 'n voorspraak is reg in die hart van die Heilige Gees se rol as ons parakleet, met ander woorde ons roeper langs ons, een wat geroep is om te help. Johannes 14 vers 16 en 17 lees ons, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Paulus se woorde in Romeine troos ons met die wete dat die Gees die belofte van Johannes 14 vervul, deur aan ons kant te wees en ons na die hemel te lei. In die proses verseker hy voortdurend die sekuriteit van ons verlossing en tree vir ons en alle gelowiges in, net soos Christus doen. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy, dis nou Christus, ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy verstaan die sondige swakhede en weet dat ons deur ons eie wysheid nie weet hoe om behoorlik vir onsself te bid nie. Daarom sigte verwys na goddelike kommunikasie tussen die Vader en die Gees, wat enige menslike taal oortref, maar ons kan seker wees dat hy namens ons intree en vir ons bid. Die Gees se verhewe bediening en voorbidding herinner ons weer aan hoe volkome afhanklik ons van hom is om ons te ondersteun en ons te help met ons daaglikse disippelskap. Die Christelike skrywer A.W. Pink het eens gesê, slegs deur die Gees se versterking van die hart word ons verlos van verdieptheid in die dinge rondom ons, en ons aardse liefde word getrek na die dinge daarbo. Here, dankie dat wanneer ons verboureerd of verward is en ons seker is oor hoe om te bid, die Gees reeds vir ons intree. Here, dankie dat as ons bid, U in ons gedagtes spreek en dat U vir ons help en lei wanneer ons bid. Lei ons ook nou in gebed en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.